FMR 101.3. Caroline, as jy die geleentheid gehad om vir jaar, seker vir die eerste keer die Frankfurt Boekmesse mee te maak, en dit is een van die heel grootste gebeurtenisse in die internasionale boekwêreld. Vertel 'n bietjie van jou indrukke en wat dit beteken vir 'n Suid-Afrikaanse en ook Afrikaanse uitgewer om boeke hier aan die wêreldmark voor te stel. Ja, dankie Amanda. Ja, dit was my eerste keer by die boekmesse. Dit was 'n wonderlike geleentheid vir my gewees om te gaan. So NB Uitgewers waar ek werk en ek is die uitgewer by die Kwela Druknom spesifiek. Ons stuur elke jaar 'n afvaardiging, 'n groepie mense wat gaan en ons het dan 'n stalletjie by die boekebeurs. Waar ons NB se boeke uitstal en bietjie wys wat ons nou alles gedoen het in die afgelope jaar, alles wat ons gepubliseer het, en dan het ons ook almal wat gaan maak vooraf afsprake met van die uitgewers oorsese uitgewers en probeer dan om ons regte te verkoop aan hulle. En ja, dit is 'n wonderlike geleentheid want dit stel jou definitief bloot aan aan uitgewers van reg oor die wêreld omdat dit so groot geleentheid is. En daar's regtig van omtrent alle lande wat jy aan kan dink, daar's oor 100 lande wat uitgewers stuur soontoe. So dit is regtig 'n baie groot verhoog om jou boeke op bloot te stel. En dan hoop ons daar kom iets van dat ons regte wel verkoop en dat ons boeke kan vertaal word en in ander lande beskikbaar kan gestel word. In die algemeen oor die jare het julle redelike sukses gehad met daardie bekendstelling van boeke vir vertaling. Ja, ons het. Daar's al baie van NB se boeke in ander tale vertaal, veral in Nederlands, in Frans, in Duits. So ja, dit werp vrugte af en dit is wonderlik om te sien as ons skrywers daai blootstelling kan kry. As ons nou dit net kan opsom, sou ons kon sê dat ons boeke in Suid-Afrika goed kompeteer met die res van die wêreld, of is ons maar so 'n agterstalletjie iewers? Nee, glad nie. Dit is eintlik wat dit vir my so opwindend gemaak het om Frankfurt toe te gaan, want die reaksies wat ons gekry het was verskriklik positief van die ander lande en ons kan definitief met hulle meeding of ons is op dieselfde vlak as meeste van die ander lande en ons kry baie komplimente oor ons boeke en veral hoe ons boeke lyk ook, die omslae. So dis definitief op 'n wêreldstandaard. En vir jaar, wat het jy gevind was uit die NP en veral jou Kwela druknaam iets wat mense in geïnteresseerd was? Uit die Kwela stal was daar The Ones with Purpose van Nozizwe Cynthia Jele. Dit is 'n boek wat afspeel gedurende 'n routydperk. Die een karakter aan die begin van die verhaal vind ons uit dat Anneli se suster Fikile is dood aan borskanker en dan gaan dit deur die rouproses en al die kulturele praktyke wat moet uitgevoer word voordat die persoon uiteindelik begrawe word. En Anneli moet dan beheer neem van al hierdie dinge want haar suster se man is net skoonveld en dan onthou Anneli al hulle herinneringe uit hulle kinderdae en ook hoe Fikile moes die huishouding oorneem op 'n jong ouderdom. So daai was die een en dan nog een van Kwela wat baie aandag gekry het was The Hum of the Sun van Kirsten Miller. Dit gaan oor twee seuns wat na hulle ma se dood, hulle word groot in 'n landelike area in Suid-Afrika, word nie spesifiek genoem waar nie, maar dan hulle ma sterf en dan weet hulle pa bly iewers in die stad, maar hulle weet nie spesifiek waar nie. So hulle gaan dan te voet om hulle pa te gaan soek. En wat dit baie interessant maak is dat die jongste seun is hy is so 8 jaar oud en hy is nie verbaal autisties. En baie van die dele in die boek word uit sy perspektief geskryf. So dit is iets wat ek dink baie mense nou in belang stel en daar was baie belangstelling van die oorsese uitgewers ook in daai boek. Maar dit is wonderlik dat dis eintlik ons inheemse stories wat dan aandag trek, né? Nee? Ja, dit is so, want ek dink wanneer 'n oorsese uitgewer soek vir iets, dan soek hulle
wat uit 'n ander land uitkom, dan soek hulle juist iets wat hulle skrywers nie self vir hulle kan bied nie. En daar is ook 'n beweging na meer kulturele diversiteit in uitgewershuise se publikasielyste. So ja, dit is iets wat ek gevind het wat uitgewers voorsoek op die oomblik. Ja. Nou as ons kom by jou werk as uitgewer by Kwela, jy het 'n besondere jaar gehad en vertel eers vir ons van wat jy die hoogtepunte van die afgelope jaar van Kwela boeke noem. So daai twee wat ek nou net genoem het, The Ones with Purpose en The Hum of the Sun is definitief twee van die hoogtepunte. Daar is ook ek het ook 'n kortverhaalbundel gepubliseer van Nick Mhlongo wat definitief een van ons gewildste skrywers is. En die titel daarvan is Soweto Under the Apricot Tree en is baie gesetel spesifiek in Soweto, maar en ook die omgewing rondom dit en met baie humor en satire eintlik vertel. Nick is 'n boba's storieverteller eintlik. So daai was ook 'n hoogtepunt. Dan was daar Call to Song van Kanita Mohammed. Dit is ook 'n debuut, maar 'n baie sterk feministiese inslag in daardie boek. Dit gaan oor 'n vrou wat sy is al 18 jaar getroud met hierdie man. Hulle was soort van geforseer om te trou omdat sy swanger geraak het en in hulle moslim gemeenskap sou dit nie aanvaarbaar gewees het vir hom nou die kind te hê en nie te trou nie. En dan na 18 jaar heroorweeg sy die hele verhouding en sy vind ook uit dat haar man seker geheime vir haar gehou het. Ons het 'n digbundel uitgegee van Habiba Badiroon. Ek dink julle het al dit bespreek hierso ook. The History of Intimacy. En dan was daar 'n paar Afrikaanse goed ook gewees. Die tragiese saak van Pamina Vermaak van Annie Klopper wat 'n lekker ligte romantiese komedie is wat spesifiek gemik is op jonger lesers of lesers in hulle 20s en 30s wat ons voel daar is eintlik 'n gaping in die mark dat daar nie boeke juis gemik is op hulle nie. En dit gaan oor so 'n rock chick en eintlik haar streweling om haar eie identiteit te bepaal. En ek het ook Die Vertes in van Zirk van der Berg uitgegee. Dit is 'n historiese roman, dit speel af in die ou Duitse Wes-Afrika in 1905 begin dit. En dit is teen die agtergrond van die Hereros en die Namas en die Duitse settlers se konflikte. Maar 'n baie interessante boek ook en 'n baie meesleurende storie. En laastens kan ek net dalk noem Kinders van Chase Rees. Dit is 'n boek wat heeltemal novelle wat heeltemal in Kaaps geskryf is en wat afspeel op die Kaapse vlakte. En dit is iets besonders wat ek dink Afrikaans verryk. As ek net kan vra, die Kwela druknaam, is dit gerig op 'n spesifieke teiken tipe skrywer en moontlike leser? So Kwela is in 1994 gestig en die doel van die druknaam is spesifiek om 'n meer diverse lys saam te stel. So dit was nog altyd ons mandaat gewees en om stories te vertel wat nie van tevore gehoor is nie, veral minderheidsstemme, 'n geleentheid te gee om gehoor te word. En ek probeer om 'n baie diverse lys saam te stel. En dan probeer ek ook so 'n bietjie om jonger lesers ook te kry om terug te keer na boeke toe of miskien vir die eerste keer boeke te lees. So ek probeer ook so 'n paar goeie spesifiek vir hulle publiseer. As ek jou die laaste vraag kan vra, is daar genoeg skrywers vir so 'n mark? Ons kry vreeslik baie voorleggings, moet ek sê, wat spesifiek sal val in so 'n mark. So daar is mense wat skryf. Dit is net dat ek dink daar is miskien 'n tekort aan ontwikkeling vir mense wat graag wil. Daar is definitief mense wat wil skryf, wat uit alle agtergronde uitkom. Ons kry die voorleggings, maar dit sal wonderlik wees dat daar meer projekte op die been gebring kan word om te help met die ontwikkeling daarvan, want ongelukkig het ons net 'n bepaalde kapasiteit in 'n uitgewershuis en ons kan nie altyd al die ontwikkelingswerk self intern doen nie. Baie dankie dat jy gekom het.
Dis 'n groot plesier, dankie. FMR